Kyk gou vir my. Neem dit net in, maak dit so. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Baie dankie, baie dankie. Mense, hierdie is so kosbaar hierdie tye. Kom ons neem ons sitplekke. Jy sien, is ons lof en aanbidding wat die kettinge breek. Nie net in ons eie lewens en die dinge wat ons vashou nie, maar ook in die lig, in die atmosfeer waar ons beweeg. En wanneer ons so saam is en ons het hierdie geleentheid om dit so saam te doen, wil ek jy moet verstaan, ons het werklik waar die geleentheid om fondasies te skud, wat mense in plek gebring het, wat vestings opgerig het. Ons het die Heilige Gees so nodig. Tjoh. Hy moet ons leer om meer en meer in dit in te beweeg. Ons kan aanhou kerk hou soos wat ons altyd kerk gehou het. En dalk soos wat ons wil kerk hou. Of ons kan toelaat dat die Heilige Gees ons werklik inlei. Nie net in wat ons nodig het, maar wat die plek waarop ons voetsool neersit, die plek van geleentheid nodig het op daardie stadium. Ons voorreg om vir Gerrit aan die woord te sit. Ek is vanmôre by die Engelse diens. En dankie Gerrit. Ons sien uit na wat die Here vir jou te sê. Prys die Here. Kom ons sluit die oë en ons loof hom. En ons aanbid hom. Here, ons aanbid U vanmôre. Here, ons buig voor U en ons lê voor U troon. Ons het ons krone afgehaal, Here, en ons jubel U naam uit. Want daar is geen iemand anders soos U nie. Daar is net een God, een lewende God, een drie-enige God, en dit is U, Here, Vader, Seun en Heilige Gees, Here. En ons onderwerp ons nou in totaliteit aan U autoriteit, aan U genade en U liefde, U barmhartigheid, U getrouheid. Here, ons pleit vanmôre by U dat U ons oë en ons ore en ons hart en ons siele en ons lewens en gedagtes sal open vir die woord en die boodskap wat U vir ons gee vanmôre. Die hoop wat U vir ons bring vanmôre. Laat ons dit sal aangryp, Here. Dat ons dit ons eie sal maak en laat dit sal manifesteer in ons daaglikse bestaan tot eer en verheerliking van U groot en heilige en almagtige naam. Heilige Gees, ons loof en prys en ons dankie vir die woord en die boodskap wat U vanmôre gaan bring. Seën dit aan ons. Geef ons 'n leerbare gees, veranderbare gedagtes en ontvanklike harte vir hierdie boodskap. En laat dit dan in ons groei, soos wat U dit benut, dat dit kan vrug dra tot eer en verheerliking van U naam, Here. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. As jy nou die vinger sien vanmôre, moet nou nie dink ek probeer iets wys nie. Okay. Maar hy is regtig seer, hoor, hy het seer gekry. Maar as jy vanmôre hier sit en jy het onsekerheid in jou oor wat aangaan in die lewe, dan is die boodskap vir jou. As jy vanmôre hier sit en jy het donkerte in jou lewe en jy weet nie watter kant toe nie, dan is die boodskap vir jou vanmôre. As jy vanmôre hier sit en jy weet nie watter kant toe nie,
En oral om jou is dit berge en duisternis, en dit voel of jy versink, dit voel of jy verdrink, en jy weet nie watter kant toe nie, dan is hierdie boodskap vir jou vanmôre. As jy dalk vanmôre hier sit, en jy is nie gered nie, en jy het nog nie Jesus Christus ontdek nie, dan is die boodskap vir jou vanmôre. Prys die Here. Die reddende regterhand. Ek hoop jy let op dat dit is in hoofletters gespel, want wie sit aan die regterhand van God? Jesus. En hy is ons redder. Ons wil vandag bietjie saam lees uit Matteus 14, baie bekende gedeelte. Ekskuus man. Ons almal ken die stuk, maar ek wil hê ons moet met nuwe oë daarna kyk. Daar's meer as wat net die oog kan sien, en meer as wat dit net gemaak is van in die verlede. Jesus loop op die see, ons almal ken die storie. Nou net voor dit, wat het gebeur? Voor dit het Jesus die visies en die brood gebreek en die skare mense kos gegee. Net voor dit. En hulle was daar tot laat die aand toe en die mense het geëet en toe het hy hulle huis toe gestuur. Hulle 12 mandjies vol oorblyfsels opgetel. En net daar toe het Jesus vir sy disippels sê, kom dat julle oorvaar na die ander kant toe. Ek dink dit is Kapernaum of een van daai plekke. Ek ken nou nie Israel so gaaf nie. Maar ons lees daarvan vers 22 af, Matteus 14, vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Sien, die skare wou nie loop nie, want dit was lekker by hom. Dit was awesome by hom, hulle wou nie pad gee, hy moes hulle wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my! En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. En hulle het oorgevaar in die land Genasaret gekom, en die manne van daardie plek het hom herken, en in die hele omtrek uitgestuur, en almal wat ongesteld was, na hom gebring. En hulle het hom gesmeek, dat hulle net aan die soem van sy kleed mag aanraak, en almal wat het aangeraak het gesond geword. Dis die skrifgedeelte wat ons lees vanmôre. Soos ons weet, is baie bekend, ons weet van ou Petrus wat op die water geloop het, en dit was al 'n baie ewige gesprek in sekere kringe in die verlede, maar ons sien dat, en ek wil eers met agslaan op die tye wat die plaas gevind het, dit was die middag, voor donker, het hulle klaargemaak by die breek van die brood en die visies, die skare geëet, en Jesus het hulle weggestuur. En dan sien ons, laat, dit het al aand geword, dit was al donker, toe het hierdie manne nog geroei, en die wind was teen hulle het gestoei met hierdie skei, hulle kon net nie wegkom hier, wie het dit al ervaar?
Jy roei, jy kom nêrens nie. En jy kry vir jou landmerk en jy roei na die bissies bewe, as jy kyk, is jy 2 tree terug. Ek het dit al beleef, dis nie lekker nie, maar hulle was gestuister deur die storm. En Jesus, waar hy op die berg gebid het hulle gesien. Die woord sê, het hulle gesien, sukkel, het gesien, word hulle getuister deur die storm. En dan sê hy, die 4de nag waak. Dis 3:16 die môre. So dis die volgende oggend. Toe het hy wandelende op die see aangestap gekom, en die ander skrifgedeeltes in Lukas en Johannes, of Markus en Johannes sê, hy het verby hulle geloop, hy wou verby hulle loop, en hulle het hom gesien en gedink as 'n spook en geskreeu. En onmiddellik toe hulle skreeu, het Jesus hulle geantwoord en hulle gerus gestel, sê, moenie vrees nie, want Jesus is nie daar om vrees in ons op te wek nie. Hy is die een wat die vrees oorwin. Maar dan sien ons nou, dat Petrus, voortvarend soos hy was, hy gee 'n challenge vir Jesus. Ek dink dit was dalk van skok. Ek dink hy was nog nie lekker oortuig dat dit nie 'n spook is nie. Ek meen, as jy jou vat, jy stoei die hele aand, 6 ure, 8 ure roei jy, en die wind waai, en die water spat, en dit is oor jou, en jy weet jy het gemaak, en die golwe is groter as jy in die skuit saam, en dan skielik loop jy Piet op die water, en ek sal ook skrou. En ek sal nie regtig oortuig wees as ek net die stem boor die gedruis hoor nie. Maybe. Maar hy challenge Jesus en hy sê, Here, as dit U is, beveel my om te kom. En Jesus sê onmiddellik vir hom, kom. Nou weet ons, Petrus het uitgeklim en hy het geloop en toe begin hy sing. Ek het die storie, ons het gelees nou net. Maar het is belangrik dat ons verstaan die verskillende fasette van die hele affære wat gebeur het. Petrus het wel op die water geloop. En op 'n kol, toe hy bewus raak daarvan, but, hey man, ek loop actually op water. En hy, hom kyk, toe sê hy, you, waar loop ek? En onmiddellik het vrees hom beetgepak. En die woord sê vir ons, hy het nie gesink, hy het begin wegsink. Luister mooi daar staan, hy het stadig weggesink. Hy het nie gedrop en onder die water verdwyn. Nou ek meen, as ek en jy nou hier die deksel van die doopbad afvat en op die water probeer staan, gaan ons sink soos 'n kurk, soos 'n klip. Doem. Jy gaan onder toe. Daar is nie van stadig nie. So die woord wil vir ons iets openbaar hier. As hy stadig begin wegsink, en toe hy begin wegsink, toe roep hy, Here, red my. Hy het nie gesê, Here, help my. Gee my jou hand, of iets. Hy het gesê, Here, red my. En dan sê die woord vir ons, onmiddellik, het Jesus sy hand uitgesteek en hom gevat. En wat het hy toegemaak? Toe stap hulle saam terug skuit toe. Daai stuk sien ons nou nie, but ek meen, jy kan imagine, Jesus was so douer, en Petrus het begin loop, en daar gat hy was naby hom, en Jesus gryp hom, en hulle loop terug skuit toe. So Petrus het vanuit sy posisie uitgeklim, wat Jesus het gesê kom, en hy het oorgegaan na Jesus toe, hy het begin sink, die storms was te groot, en hy het geroep, red my, en Jesus het hom gered. Nou wil ek hier vinnig terugvat na 'n stuk in Kolossense wat ek al baie oor gepraat het, waar ons verlos is in die mag van sonde en oorgebring is na die koninkryk van die lig. Kan julle die verbintenis sien? Petrus sak weg. Here, red my! Jesus haal hom uit die mag van sonde, bring hom oor in die koninkryk van die lig. En wat doen hy dan? Sê Petrus, nou loop ek en jy saam terug na jou omstandighede toe. En ek klim saam met jou in die skuit. En onmiddellik het die wind gaan lê. Onmiddellik het die wind gaan lê. Dis 'n treffende stuk vir my, die verbintenis en die ooreenkomste wat daar is teenoor hoe jy gered word
hoe jy bekeer word, hoe jy verlos word, hoe jy genees word, hoe jy gehelp word, hoe jy opgerig word, hoe jy versterk word, hoe jy opgebou word, hoe jy herstel word. Is presies dieselfde proses. Here, red my. En onmiddellik vat Jesus jou hand en hy bring jou uit hierdie gemors uit. En hy bring jou na hom toe, die koninkryk van die lig in hemelse plekke. En dan stap hy saam met jou. En hy klim in jou skuit. En die wind gaan lê en jy het rigting om heen te roei en jy kom aan die ander kant. Dis die proses. En dis die boodskap. In tye waar ons vandag lewe, wanneer die nuus kyk, koerante oopmaak, luister na sosiale, dis net gemors. Dis aanslae en dreigemente en negativiteite en donkerhede en duisternis en boosheid waar jy kyk, waar jy hoor, waar jy gaan, wat jy doen. En wanneer ons in daai skuit sit, en hierdie branders is daar, en hierdie winde waai, en ons kom nie ergens heen nie, en ons weet nie wat om ons aangaan nie, dan klim ons uit, sê Here, waar is U? En Jesus sê, hier is ek, moenie vrees nie, hier is ek. As jy my dalk nie raak sien in hierdie winde wat waai, en die blare, en die storms, en die stof, en die sand, en jy kan, hier is ek, moenie vrees nie. Die woord sê vir ons, nader tot God en hy nader tot jou. Jesus soek ons, Heilige Gees roep ons, hy trek ons na hom toe. Dis die eerste stappe wat ons kry, wat gebeur wanneer jy nog in sonde is, voordat jy weer gebore is, word jy getrek en geroep en gevat en gebring na Jesus toe. En wanneer jy hom sien, en hy leap of faith maak, dan wys die woord vir ons, jy kan dit nie in jou eie krag doen nie. Petrus het probeer, Here beveel my, as dit is, dan sal ek oorkom. En op sy eie krag het hy probeer loop en toe het hy weggesink. Maar toe hy oorgee, totaal en al oorgee, en sê ek het nie meer die antwoord nie, ek het nie die krag nie, ek weet nie hoe om te maak nie, Here red my, is hy uitgehaal en oorgebring en verlos. En toe het Jesus saam met hom verder gestap, terug na sy omstandighede toe. Saam met hom in sy omstandighede kom sit, en die wind het gaan lê. Goed het verander. Dis die boodskap wat ons moet hê vandag. Want wat gebeur wanneer ons daar by Jesus kom? Wat gebeur? Kom ons kyk. Lukas 10 vers 19. Wanneer ons hier gekom het, en ons het gesink, en ons sê, Here, red my. En Jesus steek sy hand uit, en hy vat my, en hy haal my uit hierdie duisternis uit, hy haal my uit hierdie mag van verslawing uit, hy haal my uit hierdie verknorsing uit, hy haal my uit hierdie finansiële moeilikheid uit, hy haal my uit hierdie werkloosheid uit, hy haal my uit hierdie gemors uit, en hy bring my oor. Dan gebeur dit. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Sê gou, en niks sal my ooit skade doen nie. Want ek is by Jesus. Want ek het my hand uitgesteek en sê, Here, red my. Al is dit uit 'n finansiële posisie, al is dit uit 'n verknorsing uit, al is dit uit 'n ding uit 'n bekommernis, al is dit uit twyfel uit, al is dit uit vrees uit, al is dit uit verslawing uit, maak nie saak wat die omstandighede, maak nie saak of dit genesing is nie. Jy sê, Here, red my, ek gee hierdie dele ding, ek gee myself, ek gee dit oor, totaal al, Here, red my. Dan vat hy jou, en hy bring jou in die koninkryk van die lig. En hy sit jou in die hemelse plek, sodat jy die oorwinning kan behaal hier op aarde, want dit is waarvoor ons hier is. Halleluja! Yes! Prys die Here. Ons moet nie op 'n punt kom, waar Jesus vir ons sê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Want dit is wat met Petrus gebeur het. Klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En die twyfel het gemaak dat hy wegsink. God dank, hy het gesê, red my Here.
En ons kan sien wat het gebeur met Petrus, as jy die res van die Nuwe Testament gaan lees, hoe Petrus die rots was. Ons sien hoe Petrus die woord verkondig het, hoe Heilige Gees uitstorting plaasgevind het. 3000 mense is gered, daai selfde dag, met Petrus wat gepreek het. Een wat sê, Here red my. Daar in die see, waar hy op pad was om oor te roei, het hy nie 'n klou gehad, dit is wat gaan kom nie. Hy het nie 'n idee gehad, dit is wat gaan gebeur, wanneer Jesus Christus sy hand vashou, en saam met hom in sy skuit kom sit, en hulle rigting het waai en hulle roei nie. Hy het nie geweet, dit gaan gebeur nie, maar hy het geglo, want hy het nie weer getwyfel nie. En hy het die woord van die Here verkondig, en die gemeente is gestig, dat die biesies bewe, met die krag van Heilige Gees, want hy het nie getwyfel nie. Ek en jy moet net op 'n punt kom, waar ons besef, my eie krag, werk nie. My eie plan, is not gonna work. My plan is nie foolproof nie. Ek het nie 'n backup plan nie, want ek maak 'n plan met 'n backup plan, wat beteken ek glo nie my eerste plan nie. So wie is ek besig om te terg? Daar sit een plan. Here red my, dis die plan. Hy het nie sy hand uitgesteek, hy het net gesê, Here red my. En Jesus het hom gegryp. Onmiddellik. As ek en jy vanmôre hier sit, en ons het 'n situasie of 'n omstandigheid, waar ons wil sê, Here red my, kom ons doen dit vanmôre. Die geleentheid is daar. Jesus wil ons hand gryp. Hy wil saam met ons in ons skuit van die lewe kom sit. Hy wil saam met ons daar wees, wanneer die storms ons tuister, wanneer ons sukkel om te roei, sodat hy vir die wind kan laat lê, dat ons die rigting kan kry. Laat ons ook, soos Petrus, kan 'n pad stap, en sy naam groot maak, en sy koninkryk uitbrei en verheerlik. Want hy gee vir ons die mag. Hy gee vir ons die mag, oor die krag van die vyand. Die mag oor die krag van die vyand. Kan ons sien wat beteken dit? Hoekom is die woorde so geskryf? Dit beteken nie jy moet nou gaan armdruk met die vyand nie. It's not about the power. Dis nie oor die muscles nie. Dis oor die mag, die autoriteit. So maak nie saak of die vyand so 'n muscle het. Jy het die autoriteit. Te sê daai muscle beteken niks in die naam van Jesus. Amen. Dankie pastoor. Baie dankie Gerard. En ons wil vanmôre saam met julle bid ook, maar ek wil, voordat ons dit doen, is dit belangrik dat ons verstaan wat se mag het ons, en wat se reg het ons tot mag. So die enigste reg wat jy tot mag het, is niks wat jy gedoen het nie. Dis alles wat Jesus gedoen het. Alles wie hy is. Alles, hoor mooi, wat hy vir ons gegee het. Het almal nagmaal by hulle? Vanmôre wil ek vir jou vra, verstaan jy hierdie offer? En hoekom 'n offer vir jou gebring is? As jy dit verstaan, dan verstaan jy vanmôre dat jy in 'n plek kan inbeweeg van oorwinning. Dan verstaan jy vanmôre dat jy nie hoef toe te laat dat die vyand en al sy krag wat hy het, ons meer boelie nie. Verstaan jy dit vanmôre? Dankie Here Jesus vir die liggaam. Kom ons gebruik dit so.
Here Jesus, dankie vir u liggaam gebreek vir ons, tot oorwinning en vir oorwinning op die plek waar ons nou staan. Here Jesus, dankie vir die bloed wat gevloei het. Dankie dat daar 'n wond kon wees wat gemaak het dat die bloed uitvloei, sodat ons vanmôre bedek kan wees deur u bloed, tot vergifnis van ons sondes, ons tekortkominge, ons onkunde, ons onvermoë, soms ja Here, ons ongehoorsaamheid. Maar dankie dat die bloed vanmôre sterker en kragtiger is as al die dinge. Dankie Jesus. Ek wil julle gou terugvat in die begin. Onthou julle die geestelike aerobics wat ons in die begin gedoen het? Okay. Kom ek sê net gou vir julle iets. Ek het iets geleer, dat as ek voel om iets te doen, dan reageer ek op dit. Al klink dit laf, en al maak dit nie sin nie. En al wat ek gevoel het vanmôre is, steek net jou hand op. En julle het nie geweet hoekom ek dit sê nie, en ek het ook dalk nie geweet. Al wat ek geweet het is, die Here het vir my gesê, steek jou hand op. Min wetend, dat ons soms net so moet maak en net sê, Here, red my. En vanmôre het ek en jy geleentheid, om net te reageer op hierdie woord en sê, Here, red my. En hierdie plek is nie 'n plek in die boot, waar mense jou kritiseer, oor hoe onverantwoordelik jy is, oor hoe jy dinge anders moes gedoen het, en hoe jy eintlik in die boot moes gebly het nie. Het maak nie saak nie. Maar hierdie hand wat so uitstrek, weet julle wat veroorsaak dit? Wat God uitstrek. En jou keer om nie te sink nie. Wat ook al jy mag insink, tot wat jy ook al mag sink vanmôre. Hy sal dit nie toelaat nie. En vanmôre wil ons saam met jou bid. Want as 'n geestelike familie vanmôre, besef ek, as kere wanneer dit goed gaan, en ons Here loof en prys, want dinge kan net nie beter gaan nie. Maar as ander kere wat dit voel, Here red my. En vanmôre moet jy weet, jy is nie alleen nie. En vanmôre is ons 'n liggaam en 'n familie, want ons kan saam met mekaar bid. En as die Here vanmôre vir jou so sê, nadat jy in jou hart voel, Here red my. En die Here sê vir jou, kom. En jy kies om te bly. Gaan sy woorde vir jou niks beteken nie. En gaan daar niks verder kan gebeur nie. Maar as jy reageer op wat jy voel vanmôre, terwyl die Here vir jou sê, kom, wil ek jou uitnooi, dat jy sal vorentoe kom, en dat ons saam met jou bid vanmôre. Dat ons net saam bid.
So as jy gebed nodig het vanmôre, gaan ek jou vra om te kom. Laat ons saam met jou bid. Kom vorentoe. Dankie Jaden, sit vir ons musiek op. Ons wil saam met jou bid. Ons wil jou salf. Ons glo in wonderwerke. Ons glo dat ons vir mekaar moet bid. Ons glo dat daar niks onmoontlik is vir ons God nie. Ons glo dat dit wat Jesus gesê het en dit wat hy gedoen het, het hy nie verniet gedoen nie. Ons glo dat hy die wonderwerkende God is. En hy wil vir jou vra vanmôre, as jy daar sit, bid saam met ons, maar as jy nie daar moet sit nie en jy moet kom, moenie kom en jy bly sit nie. Kom vorentoe. Laat ons saam met jou bid. Amen. 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 Okay. Yes, Lord. As jy voor staan vanmôre, wil ek net hê, maak dit jou oë toe.